In Jesus se laaste nag word hy gekonfronteer met twee bekers. Een is gevul met liefde, die ander een is gevul met lyding. Maar hy drink al twee ter wille van my en jou. Vriende, goeiemôre op hierdie donderdagoggend van die groot lydingsweek. Ons dink vanoggend saam oor die laaste aand wat Jesus saam met sy disippels aangesit het by tafel en toe hy die nagmaal ingestel het en alleen in die tuin van Getsemane gaan bid het. Hierdie verhaal het twee tonele, elkeen met 'n beker wat vir ons iets wil vertel van die pad van lyding wat Jesus moes stap tot aan die kruis. Dit is ook 'n getuienis van Jesus se groot liefdesdaad wat hy vir ons kom doen het, deur die wil van God te laat geskied en sy koninkryk hier op aarde te vestig. Ons lees hierdie gebeure vandag uit Lukas 22 uit, en omdat dit so 'n lang hoofstuk is, wil ek net so 'n paar gedeeltes van die verhaal vertel en dan sekere teksverse uitlig. Jesus is in die bovertrek saam met sy disippels. Hulle is besig om reg te maak om die Pasga te vier. En hierdie Pasga-viering is 'n herinnering van dit wat God vir sy volk gedoen het toe hy hulle uit Egipte uit bevry het. Jy sal onthou dat hulle met die laaste plaag 'n lam moes slag en daai lam se bloed aan die deurkusyn verf sodat die engel van dood by daai huis kan verbygaan. Maar met hierdie Pasga-viering wil Jesus graag aan dit 'n nuwe betekenis gee. Hy stel dit in as die nagmaal wat wys op die lyding wat vir hom voorlê aan die kruis. Jesus sê vir sy disippels in vers 15: Ek het van harte begeer om hierdie Pasga saam met julle te eet voordat ek ly, want ek sê vir julle, ek sal dit beslis nie weer eet totdat dit vervul is in die koninkryk van God nie. Daarna het hy 'n beker geneem en nadat hy gedank het gesê, neem dit en deel dit onder mekaar, want ek sê vir julle, van nou af sal ek beslis nie weer van die vrug van die druiwestok drink, totdat die koninkryk van God gekom het nie. En hy het die brood geneem en nadat hy die seëngebede uitgespreek het, breek hy dit en gee dit vir hulle en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit om my in herinnering te bring. So ook met die beker na die ete met die woorde, hierdie beker wat ter wille van julle uitgegiet word, is die nuwe verbond deur my bloed. Hierdie beker van die nuwe verbond is 'n teken van God se liefde wat ons in Jesus Christus sien en aan die gebeure in die kruis. Dit simboliseer hoe Jesus homself prys gee en met oorgawe vir ons gee, sodat sy liggaam gebreek kan word as 'n belofte van die herstel van 'n verhouding tussen God en die mens. Dit is die bloed wat die nuwe verbond seël. Maar hierdie liefde is nie goedkoop nie. Dit vra 'n ondenkbare prys. Kort na die instelling van die nagmaal wat ons nou gelees het, hoor ons wat hierdie prys is wat betaal moet word, en dit is die tweede beker, die beker van lyding. Jesus gaan saam met sy disippels na Olyfberg en daar in die tuin van Getsemane in. En dan sê vers 41 vir ons, hy het toe 'n entjie van hulle af weggestap, ongeveer 'n klipgooi ver, gekniel en gebid, Vader, as U wil, neem hierdie beker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. Daar het 'n engel uit die hemel aan hom verskyn en hom versterk. Hy is deur intense angs oorval en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos druppels bloed op die grond geval. Die beker van lyding is die prys wat Jesus gaan betaal om hierdie eerste beker van liefde 'n werklikheid te maak. Ons beleef hierdie innerlike worsteling van selfprysgawe, die volle gewig van die versoeningspad wat alleenlik hier op Jesus lê en aan die kruis hang. Dit vra van Jesus om sy alles te gee. Dit is wat ons vier wanneer ons Paasfees vier. Jesus wat werklik die beker van die nuwe verbond is, omdat hy
hierdie beker van lyding gedrink het vir my en vir jou. En dan aan die kruis word hierdie twee bekers bymekaar gegooi en die liefde en die lyding word een. Jesus gee sy bloed vir die verbond, hy gee homself oor aan die lyding en hy sê vir die Vader, in u hande gee ek my gees oor. Die verbond is gesluit, die pad van lyding is geloop en dit is volbring. Mag die nagmaal vir jou 'n uitnodiging wees om met 'n dieper verwondering na die genade te kyk wat 'n lewe gekos het en liefde wat deur lyding geloop het en deur die tuin van Getsemane geloop het tot aan die kruis en wat ons ook hier kom opsoek in Ermelo of waar ook al ons is tot in ewigheid. Mooi dag vir jou.